Ons luister saam na die woord van die Here uit Psalm 88. Een lied, 'n psalm van die kinders van Korag vir die musiekleier op die wysie van Mahalat Leanot, 'n onderwysing van Heman die Esraït. Here, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U. Laat my gebed voor U aangesig kom, neig U oor tot my smeking, want my siel is sat van teëspoede en my lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal en het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie U nie meer dink nie, en wat afgesny is van U hand. U het my gesit in die kuil, diep daaronder, in duisternisse, in dieptes. U grimmigheid rus op my en U druk my neer met al U golwe. U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit en kan nie uitkom nie. My oog vergaan van ellende, Here. Ek roep U aan die hele dag deur. Ek brei my hande na U uit. Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan? Kan hulle U loof? Kan U goedertierenheid vertel word in die graf? U trou in die plek van vertering? Kan U wondermag in die duisternis bekend word en U geregtigheid in die land van vergetelheid? Maar ek, Here, roep U aan om hulp, en in die môre kom my gebed U tegemoet. Here, waarom verstoot U my siel? Verberg U aangesig vir my? Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe. Ek dra U verskrikkinge, ek is radeloos. U toorngloed het oor my gegaan, U verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis. Tot daartoe. My bekendes is duisternis. Geliefdes, sommiges van ons mag wonder hoe dit moet voel om soos Heman hier te voel. Sy bekendstes is duisternis. Maar baie van ons mag dit 'n mate ook al beleef het hoe dit mag voel. Hoe dit moet voel om eensaam te wees. Om erge pyn en lyding te ervaar, om te dink dat die dood nader aan jou is as wat die lewe aan jou is. Om so diepgaande lyding te ervaar dat jy selfs die Here begin bevraagteken en in hom begin twyfel. Nou geliefdes, Psalm 88 is baie uniek, want dit gee aan hierdie diepgaande lyding uitdrukking. Dit is gewoonlik die aard van psalms om die Here te loof in alle omstandighede, in blydskap en selfs in lyding. Want in die psalms word die Here altyd geloof, behalwe in die een. En dit maak dit ons oor hierdie psalm baie ongemaklik voel. In plaas daarvan dat daar lofverheffing is, dat die Here geloof word daar in hierdie psalm die Here bevraagteken. Psalm 88 is hierin baie uniek. Dit kom so in geen ander psalm voor nie. Maar geliefdes, ons moet hierdie psalm ook mooi lees. In die eerste 3 verse, in die eerste 2 verse en 3 verse, sien ons 3 belangrike dinge wat ons moet in ag neem. Die eerste 2 verse van Psalm 88
gee vir ons 3 sleutels waarmee ons na die res van die Psalm moet kyk. Dit is soos 'n bril waardeur ons die res van die Psalms moet verstaan en sien. Eerstens sien ons daar dat Psalm 88 'n Psalm is wat geskryf is oor die persoonlike ervaring van 'n man genaamd Heman, die Israeliet. Dis nie in die lug geskryf vir mense wat moontlik swaar kry oor die wêreld nie, maar hierdie was gegrond op 'n werklike gebeurtenis. Soos wat ons ook in ons lewens soms werklike nood beleef. Ja, die Heman het hierdie dinge werklik ervaar en hy het dit laat uitdrukking vind in hierdie Psalm. En hy doen dit ook vir 'n spesifieke rede. En dit is die tweede sleutel of die tweede saak wat ons moet in ag neem wanneer ons hierdie Psalm lees. Hierdie Psalm wil ons iets leer. Dit is 'n Psalm geskryf vir onderwysing. Dit wil ons ook spesifiek iets leer oor lyding, oor swaar kry. Vir ons iets leer van hoe ons as gelowiges deur hierdie lyding, hierdie swaar beproewing moet gaan. Daar is dus wysheid in hierdie Psalm opgesluit wat ons moet raak sien. Terwyl Heman hier ons wil onderrig in lyding, is die grootste onderwyser die Heilige Gees wat ook vir Heman geïnspireer het om hierdie neer te pen en vir ons te gee in die Psalms. En die laaste aspek, die laaste sleutel wat ons in ag moet neem wanneer ons hierdie Psalm hoor, is dat hierdie Psalm 'n gebed is. En dit is 'n gebed gegrond in die belydenis wat ons aan vers 2 kry en dit is: Here, God van my heil. Die hele Psalm is gegrond, gevestig op daardie belydenis. Geliefdes, om op te som, want dit is belangrik om dit te onthou. Daar is 3 sake wat ons moet in ag neem vir Psalm 88. Eerstens, hierdie is 'n persoonlike ervaring. Tweedens, dit is 'n Psalm wat ons iets wil leer aangaande lyding. En derdens, dit is 'n gebed wat gegrond is in die belydenis: Die Here is die God van my heil. Geliefdes, net nou ons die belydenis in vers 2 hoor, vra Heman in sy gebed dat die Here hom moet verhoor. Hy vra die Here dat hy hom in sy lyding moet aanhoor en ook sodoende oor hom ontferm. En daarom beskryf hy sy lyding ook vir die Here. En hy beskryf sy lyding ook op 5 maniere. Eerstens sien ons dat hy pyn ervaar. Hy ervaar fisiese lyding. Hy sê hy het nie krag nie. Hy is soos 'n man sonder enige krag. In vers 10 sien ons sy oog vergaan van ellende. Mens kan ook sien in al die uitroepe wat hy daar gee dat hy baie erge pyn ervaar het, dat hy gely het. Ja, het sy pyn wat hy ervaar het, om laat uitroep na die Here van sy heil toe. Hy het besef, dit is nie die Here wat hom kan verlos. Nou, sommiges van ons ervaar hierdie lyding, ons ken pyn. Maar ons besef ook met erge fisiese pyn en siekte kan ons lewe vir ons soms onverdraagbaar raak. Maar saam met hierdie fisiese lyding wat Heman ervaar het hy ook tweedens emosionele lyding ervaar. In vers 9 lees ons dat die Here sy bekendes van hom verwyder het en hy het vir Heman, die Here het vir Heman iets afskuweliks gemaak vir hulle. In vers 19 hoor ons baie dieselfde, dat die Here sy geliefdes van hom verwyder het. Hierdie man is duidelik baie eensaam. Hy is nie net oorgelaat aan die fisiese pyn wat hy ervaar nie, maar boonop dit, die lyding om dit in eensaamheid te moet verduur, sonder enigiemand om hom by te staan. En wat erg is dat die mense wat hy eens as geliefdes beskou het, nie eens hom wil bystaan nie. Hy het vir sy geliefdes iets afskuweliks geword. Maar weer eens, geliefdes, ken ons eensaamheid. Baie van ons het al eensaamheid verduur. Almal kan insien dat hierdie vir ons erge lyding sal wees. Dit is lyding om eensaam te wees en ons wens dit vir niemand toe nie. Maar Heman beskryf hierdie lyding ook op so 'n manier dat enige mens wat depressie ervaar het, ook dit baie duidelik sal erken.
Hy sê daar, ek is ingesluit en ek kan nie uitkom nie. In vers 19, my bekendes is duisternis. My naasbestaande is donkerte, duisternis. Daar waar daar familie en vriende en geliefdes eens was, daar is nou net duisternis. Daar is geen uitkomkans nie. Dit is net jy en jou donker gedagtes. Almal wat depressie ervaar, kan ook getuig wat se lyding dit is om hierdie te ervaar. Maar Heman se lyding hou nie eers daarop nie. Heman beskryf dan ook derdens hierdie lyding as iets wat voortdurend is, iets wat van 'n jong ouderdom afkom. Dit is iets wat hom van sy jeug af tot nou toe gevolg het, iets wat hy nie kan ontsnap nie. Met ander woorde, sy hele lewe het hierdie Heman, die Israeliet, gelei. En Heman het ook dan vierdens gedink dat die dood baie naby aan hom is. Die woord dood, woord graf en sinonieme van dood en graf is die woorde wat die meeste gebruik word in hierdie Psalm. Die dood is dus nie iets wat ver van hom af weg is nie. Dit is nie iets wat ver af van die toekoms is nie. Dit is vir hom die realiteit, die verwagting. Hy begin amper te voel dat dit vir hom te laat is, dat sy lewe wat vol lyding is, so te sê verby is. En al wat vir hom voorlê is die koue graf. Ja, wat die hart van hom vol is, loop die mond van oor en Heman se mond en sy gedagtes is oorvloei met die dood. En hierdie dood is nie die beskouing wat ons van die dood moet hê. Dit is 'n beskouing in diepe angs. Hy voel waarskynlik omdat hy so erg ly, maar hierdie besef van of hierdie manier wat hy oor die dood dink, laat hom met verder ly. Hy dink aan die dood as iets wat te laat is vir God om in te gryp. Asof die heerlikheid en mag van die Here nie in die dood ook verkondig word nie. En ons raak ook soms so deur die dood oorweldig. En ons raak hopeloos, veral wanneer geliefdes afsterf. Dit voel asof alles net daar tot 'n stop kom. Dat die heerlikheid en mag van die Here na die dood nie verkondig word nie, soos wat Heman hierso ook sê. Maar geliefdes, ons kan verseker wees, na die dood word dit verkondig. Die regverdige straf van sonde verkondig die heerlikheid van die Here, dit verheerlik hom, dit verkondig sy geregtigheid. Dit is vir ons soms moeilik om daarin te berus, maar dit is so. En so word ook die Here verheerlik deur Christus se bruid, die liggaam van Christus wat ook vlekkeloos voor God gemaak word, ook na die dood. Elke gelowige wat afsterwe word heilig voor die Here gemaak. Die Here was ons uiteindelik skoon dat daar nie een enkele vlek van ons sonde in ons oorbly nie. Ja, dit verkondig die Here se genade dat hy met sulke sondige mense werk. Maar in Heman se oë wat nog lewe, is dit nie in sy oë wat vergaan so nie. En met die dood wat ons so oorrompel, mag dit vir ons ook dalk so voel. En daarom vra Heman van vers 11 af 'n paar baie moeilike vrae, 'n paar ongemaklike vrae, waarvan die antwoorde nee is, of hy voel dat die antwoorde nee is, maar waarvan al die antwoorde eintlik ja is. Ja, hy vra, kan u aan die dooies 'n wonder doen, of kan skimme opstaan, kan hulle u loof? Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering? Kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergetelheid? Ja, hierdie vraag gee nie net die doodsverwagting van Heman weg nie, maar ook die laaste tipe lyding wat hy ervaar het, oftewel wat hy gevoel het hy ervaar. Tot hiertoe hoor ons dat Heman baie erge pyn ervaar het, dat hy eensaam was, mens kan amper sê depressief, dat hy hierdie lyding van sy jeug af gehad het en dat hy die dood verwag. Maar die ergste hiervan, die ergste van al hierdie lyding, is iets wat gelowiges se hare laat rys.
En in vers 6 hoor ons dit wanneer Heman homself so beskryf. Hy beskryf hom as afgesny van die Here se hand. In vers 15 vra hy aan die Here: Here, waarom verstoot U my siel? Waarom verberg U U aangesig van my? Ja, Heman voel dat die Here nie na hom omsien. Hy voel asof God hom verstoot het en sy rug op hom gedraai het. Heman voel dat die Here hom verlaat het. Dat die swaar kry en lyding wat Heman voel is iets verskrikliks, iets besonders, iets wat ons nie baie sien nie. Maar ons hoor wel van mense wat baie pyn het, baie siek is. Ons hoor van mense wat eensaam is. Ons hoor van mense wat ook van jongs af ly. En ons ken mense wat die dood voor hulle oë het, wat die dood verwag. En ons hoor self soms van mense wat sê hulle deur God verlate voel, alhoewel hulle nie reg is nie. Alhoewel Heman ook nie reg is dat hy dink dat God hom verlaat het nie. Maar tog, broers en susters, is daar een iemand wat al hierdie lyding tot in die hoogste graad verduur het. Daar is een, slegs Jesus Christus, wie se kruisiging ons ook vandag herdenk en aandink. Hy het hierdie lyding en al hierdie lyding werklik verduur. En hierdie Psalm is juis 'n profesie van die lyding van Jesus Christus. Dink maar aan Jesus se fisiese lyding. Baie mense ly aan fisiese pyn en lyding, maar niks daarvan kan ons vergelyk aan die pyn wat Jesus Christus moes voel en verduur het daar aan die kruis nie. En ook voor die kruis het hy pyn verduur. Hierdie pyn het hy ook juis vir sy kinders, vir ons gedra. Ons lees daar in Jesaja 53 ook hoe dit van die Here se lyding profeteer. Ons hoor daar: Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan, verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar daai fisiese pyn is duidelik. Jesus het ook die eensaamheid verduur. In die begin was daar baie mense wat Jesus gevolg het, maar later was daar net 12 oor. Van daardie 12 later net Petrus, Johannes en Jakobus daar in die tuin van Getsemane, waarvan uiteindelik nie een oorgebly het nie. En so word vers 9 van Psalm 88 ook in Christus vervul met die woorde van Lukas. In Lukas 23 vers 49. Daar hoor ons: En al sy bekendes het ver weg gestaan. Eensaam en alleen het Christus aan die kruis gehang. En alweer klink die woorde van Jesaja 53: Hy was verag en deur mense verlaat. Ons moet besef dat Jesus se lyding nie net daar in daardie kort tydjie om die kruis was nie. Jesus se lyding het begin vanaf sy geboorte, vanaf sy menswording. Jesus Christus se vernedering om mens te word is selfs lyding genoeg om Heman se lyding te laat klein lyk. Maar nog meer as dit, was Jesus van sy geboorte af vervolg. Maria en Josef moes met hom Egipte toe vlug. En deur sy hele bediening was hy vervolg totdat hy uiteindelik gekruisig is. As Psalm 88 sing van iemand wat van sy jeug af gelei het, is dit by uitstek Jesus Christus. Wat besonder is ook, geliefdes, is dat Jesus die dood van die begin af verwag het. Dit is die rede hoekom hy gebore is. Jesus Christus was gebore om te sterwe, sodat ons ook weer gebore mag word om te lewe. Laastens, geliefdes, is dit bitter belangrik om te besef dat Jesus werklike Godverlatenheid ervaar het. Aan die kruis het hy dit ervaar en hy is die enigste mens
wat daardie godverlatenheid nie verdien het nie. Ongelowiges sal daardie godverlatenheid ervaar. Hulle verdien dit. Gelowiges sal dit nie ervaar nie, terwyl hulle dit ook verdien. En net van Jesus Christus kan gesê word, hy het werklike godverlatenheid ervaar en dit nie verdien nie. Alhoewel Heman en talle gelowiges oor die eeue mag twyfel in die Here en mag voel dat die Here hom of haar verlaat het, is dit nooit die geval nie. Vir gelowiges sal dit nooit die geval wees nie. Broers en susters, daar is geen erger pyn en lyding as die godverlatenheid wat Jesus Christus daar aan die kruis ervaar het. In daardie godverlatenheid is al die straf, die oordeel van al die sonde oor Jesus Christus uitgestort, sodat ons, sy kinders, sondeloos mag wees, sodat ons nooit die lyding van godverlatenheid hoef te ervaar nie. Geliefdes, om dit ook weer eens kortliks op te som, Heman het sy lyding in hierdie psalm in 5 maniere beskryf. Eerstens is dit baie erge pyn en lyding, die eensaamheid wat hy verduur het, die langdurendheid dat dit van sy jeug afgekom het. Hy het die dood altyd voor oë gesien, die dood was vir hom baie naby. En laastens het hy gesê hy het godverlatenheid ervaar. Hy is deur God verlaat. Maar die lyding wat Heman beskryf, is die lyding wat Jesus Christus werklik self ervaar het. Christus het dit deurgegaan, sodat sy kinders nooit werklik die lyding van godverlatenheid ooit hoef te ervaar nie. Geliefdes, ons nou gesien dat daar geen vergelyking is vir die lyding van Christus wat hy verduur het nie. Maar ons moet ook besef, wat ons in die heel begin gehoor het, dat hierdie psalm ons iets wil leer. Ons word uitdruklik gewys dat hierdie psalm 'n persoonlike ervaring is. Ons het ook reg van die begin af duidelik gesien dat hierdie psalm gegrond is in die belydenis dat die Here die God is van ons heil. Hierdie gebed dis nie die gebed van iemand wat 'n ongelowige is nie. Dit is die gebed van 'n gelowige. En daarom moet ons hierdie stryd wat Heman het, nie in ongeloof sien nie. Ons moet dit sien as iets wat 'n gelowige moet doen. En dit is om in afhanklikheid van die Here te worstel. Alhoewel Heman stoei met sy lyding, doen hy dit met die wete dat die Here die God is van sy verlossing. Alhoewel hy baie vrae het en hy vra hierdie vraag deurlopend in die psalm, staan die antwoord altyd bo aangeskryf. En dit is: die Here is die God van my heil. Maar hierdie psalm wil ons ook iets meer spesifieks leer. Iets spesifieks van om in afhanklikheid voor die Here te stoei met jou lyding. Heman wys ons prakties hier hoe hy dit gedoen het. En daardeur sien ons ook hoe ons dit moet doen. Hy wys ons dat ons met al ons lyding, met al ons smarte, ons beproewinge, die Here moet nader in gebed. Ja, hy wys ons dat ons in gebed alles voor die Here oop en bloot kan laat lê. En op hierdie manier gee ons onsself oor aan die Here. Ons sien hierdie ook uitkom in die psalm in hoe aanhoudend daar na die Here geroep word en hoe baie na hom gevra word om sy oor na sy smeking te bring. Gedurig deur ly Heman, hy kry swaar. Die lyding hou nooit op nie, maar tog bid hy net weer. Maar ek, Here, roep U aan om hulp en in die môre kom my gebed U tegemoet. In Heman se lyding is dit juis die Heilige Gees deur sy gebed wat hom dra. Dit is wat ons moet leer, geliefdes, in hierdie psalm. Alhoewel hierdie les baie implisiet in hierdie psalm voorkom, sê Jakobus dit op 'n baie eenvoudige manier in Jakobus 5 vers 13. Hy sê daar: is daar iemand wat onder julle wat ly? Laat hom bid. Broers en susters, die gebed
is 'n geskenk van die Here af. Tydens lyding moet ons dit gebruik. Dit versterk ons en anker ons in ons enigste troos, en dit is dat die Here die God is van ons heil. Gebed mag dalk ons lyding nie wegneem nie, maar dit sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees ons daardeur dra. Ons word in hierdie Psalm wat die gebed van 'n gelowige in erge lyding is, geleer dat ons al ons lyding in gebed moet opdra aan die Here. En ons sien ook hierdie wysheid. Ons sien hoe dit gedoen word in die lewe van Jesus Christus, hoe hy sy lyding ook hanteer het. Al hoe nader Jesus aan die kruis beweeg, al hoe meer het hy homself afgesonder tot gebed aan sy Vader. In Matteus 26 vers 38 sê Jesus vir Jakobus, Johannes en Petrus: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." Dan hoor ons in vers 39: "En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil." En tog het Jesus hierdie lydensbeker gedrink, omdat dit sy Vader se wil was en dit is vir ons onthaalwe. Nou geliefdes, ons sluit hierdie ook af. Ons sluit ook vanoggend af met een laaste voorbeeld van 'n gebed tydens lyding. Hierdie gebed is die heel laaste gebed van Christus. Dit is die laaste ding wat hy ook gesê het voor sy dood. Dit is gesê op die Goeie Vrydag. Ons hoor hierdie gebed in Matteus 27 vers 46. Ons lees daarso: "En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani." Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Geliefde broers en susters, daar het iets gebeur wat nie met enige kind van die Here ooit sal gebeur nie. Jesus Christus was deur God verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat hoef te wees nie. Nie eers in ons diepste nood nie. Amen.